is Charlene Elliott en welkom by Conversations That Matters. Vandag gesels ek met 'n fenominale vrou. Sy is nie net 'n ma nie, sy is 'n hoof, sy is 'n entrepreneur en dan is sy ook die eienaar van 3 kleuterskole. Baie welkom Lizaan by Conversations That Matters. Baie dankie Charlene, is 'n voorreg om hier te wees. Dis vir my vandag regtig 'n ongelooflike voorreg om met jou te kan praat. Jy het voor my groot geraak. Ek ken jou ins en outs, so ek gaan jou lekker gesels vandag met jou. Maar wat vir my belangrik is ook dat dit is my so mooi om te sien in die vrou wat jy ontwikkel het, deur alles wat jy in jou lewe deurgegaan het. Ek wil graag hê jy moet vir ons 'n bietjie vertel, wie is Lizaan? Waar kom Lizaan vandaan? Waar het sy groot geraak? En wat was die uitdagings as 'n klein dogtertjie vir jou? En as ek dit sê, vra ek ook sommer jou laerskool, jou hoërskoolloopbaan, wat was vir jou die uitdagings as 'n dogtertjie? Sjoe, okay. Ek is gebore in die Parel, groot geword in die Parel, gematrikuleer in die Parel. As 'n klein dogtertjie sal ek sê, ek dink die grootste uitdaging is ek was nie die normkind nie. Ek was hiperaktief en daai tyd was dit vir my soos 'n vloekwoord gewees. So kinders was baie vinnig op medikasie gesit, Ritalin en sulke goeters, maar dit het verhoudings baie moeilik gemaak. So as 'n klein dogtertjie het mense my nie verstaan nie. Soos my ma, as ons dorp toe gegaan het, dat ek letterlik in die winkels rakke waarwiele gestaan en maak. My ouma het altyd gesê sy gaan nie saam met my ma winkel toe as ek saam gaan nie, want ek is 'n embarrassment. Ek mag glad die sweets geëet byvoorbeeld as 'n klein dogtertjie nie, want die suiker obviously het alles net erger gemaak. So toe ek by die pediater kom wat my medikasie voorskryf, toe ek haar skilderye wat in die muur hang so geklap dat hulle so swaai in die ronde. So dit is ek dink is 'n baie uitdagende ding. Ek dink deesdae is dit baie meer kan ek sê 'n algemene verskynsel. Maar daai tyd was dit nie. So dit was 'n challenging ding as 'n klein dogtertjie. As ek nou terugdink aan my grootword jare. En dan laerskool, ek dink ek het baie van daai energie gechannel in my sport, hè. So ek het alles gedoen wat ek kon doen, het ek gedoen, al kon ek dit nie goed doen nie. Maar ek het sport gedoen om van energie ontslae te raak. En wat ook 'n impak gehad het is net ons huislike omstandighede was bietjie omver gegooi as gevolg van my. So as 'n klein dogtertjie besef jy nie regtig jou pa's daar, maar jy weet nie as dit jou voorbeeld is van dis 'n verhouding met 'n pa, dan sit van jy gaan opkyk na dit, maar as jy nie 'n voorbeeld het nie, dan is dit vir jou normaal. So ek en my pa het nie die grootste verhouding gehad nie, want hy het nie geweet hoe my te hanteer nie, net soos wat ander mense nie geweet het hoe my te hanteer nie. So laerskool dink ek wat ek nou dink wat uitstaan in my laerskoolloopbaan is my en my pa se striwelinge, omdat hy's nie 'n slegte pa nie, hy het net nie geweet hoe om dit te cope nie. En ek dink dis nou weer algemeen vandag is ouers weet nie hoe met kinders te cope wat sulke neigings het, wat ek amper sê wat hiperaktief is of ADD is of so is nie. Ek was nie 'n populêre kind nie. Ek het onder die klaskamer se opslaanklasse gaan sit en daar weggekyk by my beskuit. Ek het my ma se beskuit geloof. So my ander kinders gedink ek's weird. Hoekom eet ek beskuit vir snoep vir pouse? So ek het onder die klaskamer se dek gaan wegkruip, want die maatjies was lelik met my, hoekom eet ek beskuit? So ek was glad nie 'n populêre kind nie. So dis waar jy veilig gevoel het op 'n stadium. Ja, 100%. Selfe hoërskool was ook definitief nie die populairste kind nie, maar dit het my minder begin pla op hoërskool. Ek dink jy begin meer jou emosies verstaan, en jy begin meer, ek wou sê jou fokus shift op goeders wat werklik saak maak. So toe het ek my fokus geshift op my sport. So dit het nie so groot impak gehad nie, maar ek moes ook vroeg groot wees, want ek het baie oor see getravel vir squash. So ek kon deel met die seer van wat mense rondom jou maak. Ja, en dis maar basies tot matriek toe, dis maar waarmee ek my struikelblokke waarmee ek gesukkel het. Ja, en ook vir my wat jou gesien groot word het, ek weet die struikelblokke en ek weet waardeur jou ma baie keer moes werk om net hierdie huishouding aan mekaar te hou.
Want ek weet persoonlik, jy was op tye nie die maklikste mens gewees nie. maar dit was ook okay. Verstaan, dit was ook okay. Ek was daar gewees met jou matriekafskeid en dit was my 'n ongelooflike voorreg. Ek kan nog onthou hoe ek jou matriekafskeid foto's geneem het en dit was 'n special moment gewees. Dit was 'n trotse oomblik vir jou ouers, vir jou. Ek weet hoe het ons grappe gemaak in die huis oor hoe moet jy nou staan? Jy weet nie wat om te doen nie. So dit was vir my lekker gewees en dit is vandag lekker om met jou te kan gesels om te sien hoe het jy gegroei in hierdie proses van jou. Maar na matriek, wat het jy toe gaan doen? Wat het jou laat besluit om te gaan doen wat jy gaan doen het? Jo, daai keuse was eintlik al vir my gemaak. Deur wie? Deur my ma. Okay. My pa het vasgeglo ek moet onderwys gaan swaat. Ek het gedink ek moet 'n prokureur raak want my mond is so glad. Maar my ma het gevoel ek moet ETA toe gaan en ek moet gaan swat. Ek is 'n gekwalifiseerde personal trainer en 'n sportkondisioneerder. Baie min mense weet dit. Maar ek wou professioneel squash speel. Dit was wat ek wou gedoen het. Ja. Maar ek het gou besef ook daar is nie geld in Suid-Afrika vir dit nie en ek het nie kans gesien om op my eie te travel oor see nie. So daar's mense wat die persoonlikheid het om dit te doen. Ek is baie familievas. Ek hou van my familie. Ek wil my familie gereeld sien en ek het nie op daai stadium kans gesien om daai leap te vat nie. So ek het hier gebly en ek het toe dit gaan swat, maar ek het baie vinnig toe besef dit is nie wat ek wil doen nie. So ek het toe begin hierdie pos swat. Onderwys grondslagfase begin swat. Baie uitdagend want intussen is ek obviously toe nou 'n ouetjie ontmoet en verloof geraak en getrou. Baie jong ouderdom. Hoe oud was jy toe jy getrou het? 21. Sjoe, ja. Ek het Pretoria toe getrek vir 'n tyd lank en ja, ek dink die passie vir kinders was altyd daar want ek het squash afgerig. En as daar mense by die squash klub gekom het met kleintjies, het ek met die kleintjies gespeel. So ek dink die passie was altyd daar. Dis net nie in daai oomblik het ek nie gedink dit is wat ek gaan doen nie. Ek wou squash speel. Maar ek het toe die onderwys gaan swat en baie bly ek het dit gedoen. Ja, nou is ek in die onderwys. En dis lekker. Kom ons gaan gou 'n bietjie terug. Nou, jy het nou genoem jy's op die ouderdom van 21 het jy getrou. Het jy en weer eens ek was bevoorreg om ook daai troue by te woon en dit was 'n ongelooflike dag en ek weet ook die uitdagings wat op daai spesifieke troudag gebeur het. Die trane wat gerol het oor dinge wat nie reg verloop het op julle troudag nie. Maar vat vir ons gou 'n klein bietjie deur daai gedeeltes van jou lewe, van jou troue met meneer Proostbrand. So ja, ons het in 2009 ontmoet, Junie 2009 ontmoet. Toe het ek nog my 6 maande klaar gemaak hier in die Kaap en toe het ek opgetrek Pretoria toe. Toe het ek na 6 maande toe sê ek vir hom soos hierdie plek is regtig nie vir my nie. En dit is ver van my maale af. Yes, ja. En ek het niemand daar geken nie. Ja. Absoluut niemand daar geken nie en hy het gehou van sy sosiale lewe en ek het nie in sy pad gestaan nie, maar dit het gemaak dat ek aande alleen by die huis gesit het. Letterlik aand na aand en dit was nie vir my lekker nie. So ek wou teruggekom het en ek het toe vir my ultimatum gestel. Ek het hom gesê, soos my hoe ek is, ek stel ultimatums. Ja. Toe sê ek vir hom, dis of jy trek af saam met my of hierdie ding gaan nie werk, want ek gaan ook nie lang afstand doen nie. Ekskuus Lizanne, was julle toe nog net in 'n verhouding? Ja, toe was ons net in 'n verhouding. Okay. So toe het hy afgetrek en ek voel daar was al klaar die eerste tekens was klaar daar, die feit dat hy my aande alleen gelos het. In 'n plek waar ek niemand ken nie. Dit was al klaar, dit was eintlik klare teken. Maar as jy jonk en verlief is, dan sien jy mos nie sulke goed raak nie. Ja. So ons het toe verloof geraak, ook so half oor kop verloof geraak. Ek dink dit was half my escape gewees uit my situasie waar ek nie gevoel het ek word aanvaar deur my pa byvoorbeeld nie. Dis my ervaring gewees. Dis nie te sê my pa het my nie aanvaar nie, maar dit was my ervaring gewees. Ek dink dit was meer vir my escape van hier's nou iemand wat vir my omgee. I'm going for it. Ja. En toe het hy het toe eventually teruggetrek, Kaap toe saam met my en
ons het toe eers by my maale ingetrek, as ek nou reg, want ons het eers by my maale ingetrek, en toe het ons, so ek kan eers dink wanneer ons verloof geraak het, maar ons het toe Desember 2011 getrou. Ja, 2011 het ons getrou, en daar het soveel goed skeef geloop. My vrou wat my dekor doen, byvoorbeeld, het my datum verkeerd gehad. So, sy het nie my dekor kom doen nie. Ja, So, ek onthou, dit was 'n stresvolle tyd vir jou en jou ma, op daai spesifieke dag, wat die mooiste dag in jou lewe moes wees. ja. So, toe, het die ou wat my blomme gedoen het, hy het toe probeer red wat hy kon, dierbare mens. Ja, Ja, en ek het ingevlieg by my troue, ja, en toe is die wind daai dag so bad in Desember, toe kan die vliegtuig nie die roete vlieg wat hy moet vlieg nie. So hy het toe nou net, ons het net opgestyg en net 'n draai gemaak en toe geland. ja. So dit was ook nie deel van die hele prentjie nie. Nou, as ek terugkyk, dan dink ek, dit is alles tekens. Was dit alles tekens? Ek het letterlik vanuit daai vliegtuig opgestyg het, tot ons geland het ek gehuil. Letterlik daai hele tyd gehuil, by die al afgehuil, my pa het nog my gevra, is jy seker, jy wil hier afstap? En ek het gesê ja, maar ek moes daar gesê het nee. Nie oor, net oor, ek dink nie, ek was te jonk en ek was nie reg nie. Maar ek het gedink, op daai stadium het ek gedink, dit is die beste ding vir En my. ook, ek dink in 'n mate, jy wil nie mense teleurgestel het nie. Ja, imagine. Al die mense by 'n trouvenue en jy sê, sorry nie, ek kan nie. Ja, Maar ja, so ons het toe getrou, ons was 5 jaar getroud gewees. Sy beroep was ek moet my stokperdjie. ja, So dit het dinge ook so bietjie moeilik gemaak, maar in 'n mate was dit ook lekker, want ons het dieselfde passie gedeel. Maar was net nie, ek dink ons was net eenvoudig te jonk. Ons het uitmekaar uitgegroei, ek kan nie stil sit nie. So, in die aande as ek by die huis kom, en niemand sien my of kyk vir my nie, dan is ek al besig om te brainstorm, wat is die volgende projek wat ek gaan aanpak. My arme man, my huidige man, elke keer as ek vir hom sê, maar ek het nou 'n plan, dan ja, sug hy net. So, en ek het nie daai support gekry van hom af nie. Hy was fine met wat hy gedoen het in sy beroep, en ja, so, en ek was nie content met waar ek was nie. So ek het in die oggende as 'n assistent gewerk terwyl ek geswat het, maar daar het ek gaan afrig, want ons moes geld iewers inbring, maar dan moes ek gaan 'n squash afrig het, en dan aande het ek gaan sit en het ek geswat. So dit was hektiek vir 'n 21-jarige om so 'n leefstyl te volg. Ek het nie uitgegaan met vriende, ek het glad nie sulke goeders gedoen nie, glad nie. Ek het my heeltemal afgesonder, want ek het geweet, ek moet my studies ook deurkom. Ek gaan nie, ek wil nie dop nie, ek hou nie van misluk nie, ek hou nie van foute maak nie. So, en as ek iets doen, dan doen ek dit met oorgawe. So ek doen dit 100% committed vir iets. Ja, en ons het in 2014 het ek vir hom gesê, ek dink ons moet iemand gaan sien, en die sielkundige het so vir ons gevra om 'n lysie op te stel van hoekom ons in die huwelik wil bly en hoekom ons nie in die huwelik wil bly nie. En toe ons lysies gee, toes ons hoekom ons nie in die huwelik wil bly nie, langer as hoekom ons in die huwelik wil bly. wow. En sy het gesê, ek dink ek dink die antwoord is daar. Ja, En ons het toe nou, ek wou amper sê geïgnoreer, en ek het toe, ek wou amper sê 'n tweede opinie gaan kry, ja, by iemand, by 'n ander sielkundige, en ons het probeer werk daaraan, en ons is toe eventually in 2017, toe het ek net Januarie opgestaan, net nadat ons huis gekoop het ook nog, toe het ek net opgestaan, toe sê ek vir hom, soos, is jy gelukkig? Want ek is nie gelukkig nie. Toe sê hy vir my, nee, hy is nie gelukkig nie. So dit was half 'n mutual besluit, dat die ding gaan nie werk nie. Ons flous die mense rondom ons, maar dit is nie, wil ons so aankarring vir nog hoeveel, 5, 6 jaar, waar ons actually iemand daar kan ontmoet wat ons gelukkig gaan maak. So, ons het dieselfde prokureur gaan sien, ons is so goed uit mekaar uit. Dieselfde prokureur gaan sien, hy het even gesê, hy gaan nie dat ek in die hof gaan staan nie, hy sal in die hof gaan staan, alhoewel ek die saak aan die gang gesit het. En ek het toe gesê, maar ek sal hom ondersteun, ek sal daai dag nog saam met hom hof toe gaan. Ek sal nie dat hy alleen dit gaan doen nie. So ons is op regtig goeie voet uit mekaar uit, maar dit is maar awkward na die tyd. So ons het glad nie kontak met mekaar. Dus het vir 'n tyd lank nog so saam gekuier en pizza saam geëet en seker goed, maar as vriende, en dit was in 'n mate ongemaklik, maar ek het ook altyd vermoed daar's iemand anders in sy lewe, en hy het dit net ontken,
maar letterlik net na ons geskei is, toe het hy erken onder my, maar hy het gevoelens vir die persoon. So ek vermoed daar was heeltyd maar gevoelens en hy het dit onderdruk. Maar ja, so ja, toe het ons geskei en ja, nou ek neem aan ek weet hy het 'n seentjie en ek weet nie of hy getroud is nie, maar ek weet hy het ook nou kinders en ek het my kinders net. Okay, so albei het aanbeweeg. En wat die mooi deel vir my is dat julle is nie kwaad of lelik uit mekaar uit nie, want 'n egskeiding kan regtig lelik raak aan die einde van die dag. En ek dink wat die mooi hiervan is dat dis 'n besluit wat albei van julle gemaak het en julle altyd geweet julle is nie gelukkig nie. Ja. Ek dink die gevoel sou anders gewees het as een nog gevoel het, maar weet jy wat, ek is gelukkig en ek wil, maar kom ons gaan sien nog iemand. En op die einde van die dag kan jy hoeveel mense gaan sien, maar as jou hart nie gelukkig is nie, dan is jy nie gelukkig nie. So Lizon, daai was die eerste fase basies van jou lewe, nê? En hoe het jy na die tyd vertroue met vriende, mans, want onthou nou het jou vriendekring verander. Want jy was 'n getroude vrou gewees en jy het vriende gehad wat julle albei gehad het. Skielik het julle nie meer daai vriende nie. Mense is geneig om daai ek wil amper sê die split te maak, want vrouens is nou bang jy gaan aanlê by hulle mans. Want jy is nou enkel en jy is nou beskikbaar weer. Maar jy ontmoet toe vir Christof. Ja. Jy ontmoet vir Christof. Wat vir ons 'n bietjie deur, hoe het dit begin? Hoe het jy vir Christof ontmoet en watter eienskappe is daar in Christof wat vir jou getrek het dat hierdie jou droomman is? Moet ek regtig sê waar ons ontmoet het? Ja, ek dink dit is belangrik dat mense weet dat daar kom mooi daaruit waar julle ontmoet het. Ek het hom actually al in 2008 ontmoet, toe ek 'n matriek was. Hy was my neefie se best man op sy troue. Okay. En ek het nog gejoke, as my ma nou hier was, sy nog gestaan lag. Ek het nog gejoke toe ons na die troue by die huis aankom, toe sê ek vir my ma, ek het nou my trouman ontmoet. Soos ek is 100% seker daai is my trouman. Dit is nou Christof. Dis nou Christof, ja. Okay. So dis nou obviously voor my ex-man se tyd. En ons het actually Facebook vriende geraak, net na die troue. Okay. Maar nooit met mekaar kontak gehad nie. Glad nie. Ek sal op Facebook sien hier het hy nou iets gepost en whatever, maar ons was op Facebook vriende van 2008 af. En toe in 2018 toe match ons op Tinder. Tinder van alle plekke. Maar ek was nie op Tinder om actually iemand te ontmoet nie, want was nie in daai stadium eintlik oop vir 'n verhouding nie. Okay. Ek het nie so ver gedink nie. Ek het eintlik maar net gedoen om 'n ander vriendin te ondersteun. Okay, so 'n bietjie nuuskierig. Ja. Wie gaan nou belangstel? Swipe right. Ja. En toevallig is Christof se radius so gestel. Ek dink hy het gesê was soos 50 km of 30 km of so iets. Maar hy sou my nie in die Parel opgetel het. As my profiel opgetel het nie. Ek moes nader gewees het aan die Kaap want hy is van Bellville. Okay. So ek het by my vriendin gekuier in die Kaap en dit is toe dit 'n match is. So as ek nie daai dag daar was nie, dan sou ons teen ook nie gematch het nie. Wow. En toe het ons begin gesels Augustus 2018 het ons begin gesels. Dit was 'n lang naweek geweest. Vroue dag naweek. En ek het nog my ouma was nog daar daai naweek geweest en my ma het so gesit op die bank en ek het my gesê, jy sal nie glo met wie praat ek hier. Jy sal nie glo met wie praat ek hier. Want ek het nie besef op die profiel dis hy nie. Ek het nie ingegaan op die foto's. Ek was nie so invested in die proses nie. Ja. So ek het nie ingegaan op mense se profiele om te kyk wat hulle doen nie. Sy gee mos vir jou die foto en dan gee jy so 'n bio aan die onderkant. Okay, ek sal nou nie weet nie, maar ek glo jy weet. So ek het toe die eerste foto was 'n mooi foto. Dis 'n mooi man. So toe het ek nou gesê ek like dit en toe dit match, toe het ek actually ingegaan op die foto's en toe besef ek wie dit is. En toe ons begin chat, toe sê ek vir my hoorie ek weet actually ek ken jou. Soos ons ken mekaar. En ja, ek dink ek het nog die maandag liga, nee ons het nie, dit was 'n vakansiedag, die dinsdag het ek liga gespeel, mansliga gespeel by Welgemoed. En hy het kom kyk daai aand. Ek meen ons het die naweek begin gesels en daai dinsdag aand het hy kom kyk. En
ja, toe het hy die aand vir my huis toe gevat, baie ordentlik, nie eers vir my pikswinkie gegee nie, baie ordentlike man, ek was eintlik baie upset geweest, maar natuurlik het ek my ma gebel, toe ek my woonstel kom en gesê, soos, hy het my nie gesoen nie. Ja, nee, baie ordentlik tyd gevat en alles, maar ja, en toe dinge net, En ek kan eintlik jou ma hoor lag met daai oproep wat jy nou van gesê het. Hy het my nie gesoen nie. En sy het gelag daaroor want dit is wie sy was. Maar Lizaan, 'n vraag wat ek nou aan dink is net hoe het hy gekoop met die idee van hy was nog nooit getroud nie en jy is 'n geskeide vrou. Dit kan nogal 'n baie interessante kombinasie raak want onthou hy was nog nooit voor die kansel nie. Maar jy was al daar gewees. Hoe het hy gekoop met dit? En sy familie, sy ma en sy pa? Ek dink hy was redelik, ek kan per se geanker in sy geloof in daai stadium al nog steeds, maar hy het van die begin af gesê, hy het altyd gesê hy gaan nie met 'n geskeide vrou en 'n vrou wat kinders het te mekaar raak nie. En toe ontmoet hy my. En sy opinie het verander, maar hy was baie erg op sy spasie. Okay. En hy het van die begin af my gesê, sodra ek voel jy versmoor my, dan gaan ek vir jou sê jy moet terugstaan. Dit is nogal baie van 'n man, nê, om dit te sê, maar, want hulle is nie daai tipe mense nie. Hulle sal eintlik net dit aanvaar. Ja. Maar hy het dit baie duidelik gemaak wat my bietjie bang gemaak het. Ek het van die begin af was ek maar op my agter. Because you're not in control anymore. Ja, en ek hou van 'n beheer wees. Ja. So ek het geweet ek kan hom nie versmoor nie. Ek moet vir hom sy spasie gee. So ek sou baie keer byvoorbeeld nie die eerste boodskap gestuur het. Ek sou gewag het dat hy die boodskap stuur. Maar hy het ook geweet ek is wel bang dat ek hom versmoor, want ek wil nie tot daai ekstreem gaan. Ek wil nie op daai punt kom waar hy voel ek versmoor hom nie. Ek wil voor die tyd al kan sê dis nou te veel. So ja, hy het altyd gesê hy sal nie en ja. So ek dink die Here het ons na mekaar toe gebring. En julle is nou al hoe lank getroud? Hierdie jaar 7 jaar. Kan jy nou glo, al 7 jaar getroud. Lizaan, daar het baie dinge gebeur in die laaste paar jaar van jou lewe. Onder andere het jy 3 kinders. Jy het 2 dogtertjies en 'n seentjie. En in daai tyd het jy skole oorgeneem. Jy het jou ma verloor. Ek wil hê jy moet vir ons 'n bietjie vat na daai tyd in jou lewe van swangerskap, skool, COVID. Ek weet dit was die roste tyd in jou lewe gewees. Jy was swanger, COVID en jou een dogtertjie jy was 'n paar weke swanger en met jou ma wat jy verloor het. Vat vir ons 'n bietjie deur daai, ek wil amper sê daai trauma in jou lewe. Dit was lekker, maar dit was ook trauma in 'n mate. Okay, so 2020 was obviously nou COVID. Die skooltjie wat ek eers gekoop het ek in 2014 was ek 'n student gewees. Ek het my prakties by hulle gedoen. En toe 2015 En dit is in die Parel. Dis in die Parel, ja. En toe 2015 toe maak die graad R juffrou of einde 2014 toe maak die graad R juffrou klaar. Toe het hulle vir my die pos aangewet. So onderhoude, alles was my eerste werksonderhoud. Ek weet presies wat ek nog aangehad het ook. En ek het reguit squash club toe daarna na my onderhoud. 'n bietjie gaan speel. Nee, ek moet my formele rokkie en alles en hulle het my actually by die bane gebel en vir gesê ek het die werk. Wow. So ja. En toe is my pa die een wat by my is, toevallig. Okay. Hy het gesê ek moet onderwys gaan doen. En toe 2015 toe ek die graad R pos gevat en toe September maand toe gee die skoolhoof 24 uur kennis, soos in oornag en daar's niemand wat kan oorvat nie. My ma het die skool se boeke wel gedoen. Ja. En toe het hulle my gevra maar sal ek instaan net tot hulle iemand nou kry. So toe staan ek nou in van September tot Desember en hoe daai oomblik vir jou gevoel? Onthou jy's 'n onderwyser en skielik moet jy hierdie groot pos vul. Nee, lekker. Was dit lekker?
Ek hou van uitdaging. Ek wil net sê, jy is 'n persoon wat hou van uitdagings. So ek kan nie net imagine wat het daai oomblik deur jou gegaan om te dink, "Joh, dis 'n groot verantwoordelikheid wat ek nou het." Maar as ek dit reg onthou, het jy nog steeds die hoofpos gedoen, maar jy het nog steeds graad R Ja. ook gegee. Yes. Okay. Ja, en ek het nog geswat ook. Ja. Ek was nog besig met my studies. Ek dink nie daar was tyd vir dink aan enigiets soos die uitdagings en goeters nie, want dis nou inspring en swem. Daar is nou nie, jy het 'n beheerliggaam aan wie jy moet rapporteer. So jy moet, en ek wou vir hulle wys ek kan dit doen. So ek het I survived. Ja. Ek weet jy het nagte omgesit. Ja, en stelsels in plek want hulle het baie hulle stelsels was bietjie de mekaar gewees. Okay, volgens my was dit de mekaar gewees. Ek is 'n perfectionist. So 'n bietjie OCD. So volgens my was die stelsels nie reg in plek nie. So my ma het my baie gehelp om stelsels in plek te sit. Om goed makliker te maak deur die loop van die maand. Want obviously nou moet ek kantoorwerk doen. So ek het oggende was ek by my graad R kinders en ek het 30 kinders in my klas gehad sonder assistent. Sure. So dis hektiek. En dan moet jy nog die voorbereiding doen en toe is nog WKOD gerapporteer, so ons moet alles Ja. dis hektiek. Ja, en toe het ek ingestaan vir die skoolhoof tot Desember toe en toe sê hulle vir my maar hulle gaan nou die pos vir my gee. So toe kry ek die pos in 2000 en nou moet ek mooi dink. 2016. Toe is ek die skoolhoof gewees op 'n stadium, ek dink 2017, 2018 toe het ek gesê ek kan nie meer nie die administrasie wat die WKOD vereis het op daai stadium was so oorweldigend dat ek kon nie meer albei doen nie. Ek het iewers sou ek iets afgeskeep het. En toe het ek gesê maar ek gaan die graad R klas los. En toe het ek ek dink ek het toe 2 jaar vir jare het ek assistent. Ek het 'n student gehad wat eventually toe my assistent geraak het. So ek het daar wel amper volgens die hand groot gemaak en hulle is nog steeds by my Pareltak. Ek het nog steeds my oorspronklike personeel by my Pareltak. So ons stap al 'n lang pad, maar ek het geweet ek los hulle in bekwame hande en ek kan fokus op die administratiewe gedeelte van die skool. En toe in 2019 moes ons persele wissel. Toe skuif ons af na 'n ander perseel toe. En toe kan ons nou obviously meer kinders invat, so toe raak die kapasiteit in 'n geval die admin alles het net meer geraak. Maar ek like it, is my lekker. En 2020 toe maak die skole toe vir COVID. Ja. En ek het my maand my babatjie gehad. My oudste, my eerste babatjie. En met my man werk in Atlantis. So hy ry elke dag. So ek het gedink dit is hemel dat my man actually elke dag by die huis is. Dit was vir my verskriklik lekker gewees. So hy was omtrent vir die hele tyd wat ek nog my laaste 2 maande wat ek swanger was hy by my gewees by die huis. My skoonma het kom help. Hulle het seker vir 6 weke by ons gebly net om te help met alles. So toe is my babatjie my maand gebore en toe Julie maand hoor ons die skole kan Augustus oopmaak, maar toe staan obviously baie protokol wat moet gevolg word. Sheets wat opgesit moet word tussen kinders as hulle sit en werk, daar was net verskriklik baie goed. So dit het gemaak dat ek voel ek het my kind afgeskeep want ek moes al daai goeders in plek kry. Daar's niemand anders wat dit kan doen nie. So daar het my ma my gehelp. Want die sportklubs was nog toe gewees. So sy was beskikbaar om my te help. So sy het saam met my skool toe gegaan oggende. Dan sy na my kleintjie gekyk. Terwyl ek vergaderings hou en alles in plek sit en training gee oor al die COVID reëls en goeders, die screenings en alles. So ja, dit was dit en toe 20 my oudste netjie was 4 maande oud. Toe vind ek uit ek is weer swanger. So dit was omtrent ons het nog gaan kamp, was my ma se eerste kamp gewees. November, 5 maande, was 5 maande. Dit was November maand gewees het ons by Koningskop gaan kamp. En die Sondag toe ons oppak, ek sê net vir ek voel nie lekker nie. Ek voel nie lekker nie. My ma sê jy is swanger, ek sê daar's nie 'n manier ek is swanger nie. My baba was 5 maande oud. Nie 'n manier ek swanger nie. En toe is ek swanger. En toe ek weet nie hoe ver ek swanger was nie, maar Januarie of einde November na daai kamp, my ma het baie weird gedrag getoon op die kamp. Soos my ma vat die middagslapies nie. Dit is nie in haar dagprogram nie. En sy het een middag so gelê en die bril het so skeef gesit en die boeke daar gelê en die een skoen het op 'n ander plek gelê en my pa het ook gedink dit is vreemd. En die maandagooggend toe voel sy nie lekker nie. Sy kry toe sulke bewerasies op haar in haar arm en goeters. Dit gaan my pa se hemde gaan stryk en
weer dit weer gebeur terwyl sy gestryk het en toe sê hy gaan lees, dus sy sê my pa, maar sy voel regtig nie lekker nie. Toe gaan sy dokter toe. My pa sê toe vir hom, maar los die werk. My ma's, daar's ek my ma dieselfde. Ek sal nie sommer uitbly nie. Ek sal siek gaan werk. Ek sal nie 'n stem hê nie, maar ek sal gaan werk. Ek sal opdaag vir my werk. En my ma sê nee, maar okay, sy gaan nou nog steeds werk toe. Sy gaan net op pad werk toe gaan sy nou gaan by die dokter stop. En die dokter skryf toe nou vir 'n Disprin, 'n halwe Disprin en ek weet nie wat voor nie. Maar op pad soontoe toe het sy weer 'n episode, ek noem dit nou 'n episode, toe het sy nou weer 'n episode en die kar ruk dood en gelukkig het daar 'n ouetjie agter haar gestop en gesien, want sy kan toe nie die deure of enigiets oopmaak van die kar hê. Dis letterlik so ekstreem soos in 'n dag se tyd. En hy toe my ma se kar gaan ry tot by die dokter. Dis gelukkig naby die spreekkamers gewees. En gelukkig, en die dokter stuur toe nou vir haar huis toe met 'n halwe Disprin en ek weet nie wat nie. En toe sy by die dokter in die spreekkamer sit net voor sy opstaan om te gaan, toe gebeur daar weer 'n episode en toe sê hy nee, reg het ongevalle toe. Toe is ongevalle toe al die toetse gedoen en toe word sy gediagnoseer met breinkanker, maar dit is nie 'n genetiese, hulle kan dit nie genees nie. Hulle kon die gewas kleiner maak, is 'n glioblastoom gewees, so hulle kon die gewas kleiner sny, maar dis ook 'n baie gevaarlike operasie, want die gewas groei met sulke vingers binne in die brein in. So daai vingers kan hulle nie uithaal nie, maar hulle kan die gewas bo-op kan hulle kleiner sny. So toe het sy in Desember die operasie gehad, so ek het nou nog 'n foto waar sy met my oudste sit, kop beskaal geskeer, sy het chemo gehad en al daai goed. En dit was baie vinnig. Alles het so vinnig gebeur. Soos ons nou weet, dit is nie geneesbaar nie. Ja. Maar hulle het gesê met die chemo en die bestraling en die goeters kan dit daar minimum 18 tot 24 maande nog gee. En as ons gelukkig is nog langer. So ons het gebaken op, ons het nog 18 maande met haar. En ek meen, dit was einde Desember, dit was net voor Kersfees gewees wat sy die operasie gehad het, en sy het Januarie die chemo en bestraling alles gehad, maar toe begin sy epilepsie kry. Daai was nogal traumaties. Ek moet sê, dis nie iets lekker om te sien nie. En my broer se woorde by my was nog, jy hoef nie elke dag my ma in te loer nie, want ek sal daar wees. Maar ek meen, ek en my ma is so. Kyk, ons kon beklei, maar ons is so. Julle was nie 'n ma en julle was letterlik. Sy was my beste vriendin. Ja. Uit en uit my beste vriendin. Ek het, as ek aande van my, toe na my kerel, Christof, van die Kaap af gery het Parel toe, het ek al gebel. Letterlik van daar af het ons mekaar gebel en mekaar gepraat tot ek by die huis gekom het. Ja. Dat sy weet ek is veilig. So sy 2 uur in die nag gaan sy nog wakker. Sy wag vir daai oproep. En dan was sy eers al die kindernuus hê. Sy al die juice kry. Ja. En ek het die donderdag, ek het 2 weke voordat sy oorlede is, het ek saam gegaan na die onkoloog toe. En ek dink my pa was bietjie in denial, my pa en my broer was in denial, waar ek het al die tekens gesien. Ek het geweet, want my ma het 'n kerer gehad, maar sy het soos 'n chipmunk al kos in haar kieste gestoor. Sy het nie meer kos gesluk nie. En toe, seker 'n week voor dit, toe het ek die onkoloog, want my pa sê toe nie vir die onkoloog wat my ma ons doen nie, dat sy haar natpipie en soos beheer verloor oor haar blaas en goeders nie. Dink jy jou pa het dit nie gesien nie, of dink jy jou pa het net gedink dit is deel van waardeur sy nou mag gaan? Ek weet nie. Okay. Ek weet nie, want ek het heeltyd daaroor gepraat. Ek het die heeltyd gesê, maar sien julle nie dit nie? Besef julle nie dit nie? Okay. Sê dit vir die onkoloog. En toe my pa het my ma gevat vir, my pa het my ma iewersheen gevat daar in die onkologie afdeling. En toe kry ek die onkoloog, toe sê ek vir my ma kan nie meer loop nie. Toe sê sy, maar sy weet nie dit nie. Toe sê ek sê nou vir jou, my ma kan nie meer loop nie. Dit is 'n kwessie van 2 weke. Dit is nie normaal nie. Ja. Toe het hulle nou die wond laat skoonmaak en ek weet nie wat als nie. En my ma weer huis toe gestuur, haar epilepsie medikasie weer aangepas. En die donderdag, soos die maandag oorlede, die donderdag, toe bel ek die onkoloog. Toe sê ek nou kan ek nie meer nie. Ek kan nie meer nie. My pa en my broer kom nie agter, daar's fout nie. Soos dit is regtig ekstreem en die kerer voel ek weet nie hoe om haar werk te doen nie. Ja.
Want sy moes al lankal vir my pa gesê het, hoorie, meneer, jy moet nou die Ja. dokter bel. Die is Ja. regtig iets nie reg Ja. nie. Sy het nie meer geëet nie. Sy het nie meer haar kos gekou nie. Sy het dit letterlik gestoor in haar kieste. Sjoe. Ek moes altyd vir haar sê, mamma sluk. En dis nie lekker nie. Dis nie lekker. Sy was soos 'n kind. Ja. Ja. Ons het vir haar 'n toilet langs die bed gehad. As sy afgeklim het toilet toe, dan sy 'n epileptiese aanval gehad. Dis so erg dit was. Sjoe. So ja, en toe sê die onkoloog sê die ambulans. So toe het hulle my ma kom haal met die ambulans, maar toe is dit nog steeds COVID. So toe hulle my ma opneem, toe kan ons my ma sien nie. Oh. So ons kon nie my ma groet nie. Die Sondag het ek nog op ons trappies by ons huis gesit aan die buitekant. En ek het my ma gebel. En sy het actually heel alright geklink, sy het nog gelag gesê, maar ons moet asseblief haar bril bring, want sy kan nie sien nie. En Niks anders bekommerd as oor haar. nee. Kyk maar, sy het gehou van 'n selfoon. En die maandagooggend, as ek nou reg onthou, my pa het gesê die maandagooggend het hy met haar gepraat en sy het nog heel fyn geklink, maar my ma en my pa het nooit vir mekaar gesê het ek is lief vir jou of Ja. drukkies gegee het. Hulle was nie so nie. Hulle was nie, ja. Hulle was lief vir mekaar op hulle manier. Ja. En daai oggend het my ma vir my pa gesê ek is lief vir jou. Hy sê en hy het so gevoel gehad iets is nie reg nie. En daai aand toe bel die onkoloog, toe sê sy maar dis klaar. My ma is oorlede. So toe het my ma eventually sepsis gehad nadat sy hoeveel keer gesê het maar die ding voel nat. En dan vat ons haar en dan maak hulle dit skoon en dan sê hulle daar's niks fout nie, daar's niks wat lek nie. Toe het sy eventually sepsis opgedoen. So sy as jy gaan lees oor sepsis, dan al die simptome wat sy gehad het was sepsis, maar ek het nie die kennis gehad nie, so ek het nie besef dit is dit nie. Waar nou as ek hoor mense dis die simptome dan sê ek soos gaan kyk net na die infeksietellings en goeters. Maar ja, ek het my ma weet ek het 'n dogtertjie verwag. Ek het dan nog die tyd gehad, ek het dink ek daai donderdag of Vrydag uitgevind ek verwag 'n dogtertjie. So ek kon hom nog vir haar sê ek verwag 'n dogtertjie, so sy het geweet die tweede een is 'n dogtertjie. En snaaks genoeg my maat, skelm geld, nê. Nee. My ma het so 'n rekeningkie gehad waar sy nou geld ingesit het waar sy nou vir die klein kinders goed gekoop het, waarvan my pa nie mag geweet het nie. En sy het daai geld, sy het met Christof gaan sit en vir Christof gesê sy plaas nou die geld vir hom oor. Hy moet die geld gaan belê vir die 6 klein kinders. Vir die 6 klein kinders en daai tyd was ek swanger met my tweede een, so daar's net 5 klein kinders. Maar sy het geweet ek gaan 'n derde een hê. So Ek dink ons moet net in die konteks kom laat mense net weet jy het 'n boetie wat ook kinders het. ja. Want die 6 klink nou verskriklik. Waar kom die 6 Ja, nou ekskuus. in? Laat ons net vir hulle mooi sê dat jou broer het dan ook 3 dogtertjies. Yes. Ja. So op daai stadium was daar toe nou nog net 5, maar sy het vir my Christof gesê jy gaan belê dit so dat daar 3 vir 3 kinders vir my broer is, 3 vir my. Oh wow. En ek dink my ma het geweet dis haar tyd. Sy het byvoorbeeld vir my in haar laaste wat sy by die huis was vir my gesê, ek kan maar, want ek het vir haar gesê, as sy so praat, sê ek vir haar, jy gaan nie dit sê nie. Soos dit is nie, jy gaan nie dit sê nie. Dan het sy gesê, maar ek kan maar gaan, want ek weet Christof gaan mooi na jou kyk. Oh wow. So, ja, ek weet my ma kyk van bo af, en ek weet sy's baie gelukkig met die man wat ek gekies het. Dis die tipe En man ek sê wat dankbaar vir my- jou sou gekies Ja, het. ek dink sy's dankbaar ten minste uit my ook gekies. Ja, so daai was vir my baie erg geweest. Ek meen nou is ek swanger en die trauma en nou is ek nog bekommerd want dit is in my eerste 12 weke en ek moet seker maak hierdie babatjie survive hierdie traumatiese gedeelte van my lewe. En toe moes ek leer om ek het nie 'n ouma wat ek gou kan bel en sê kom help gou met die ene of ek voel nie vandag lekker nie, kom kyk gou na Isabella. Ek het dit nie gehad nie. En ek meen ek het my ma 100 keer op 'n dag gebel. Ja. Letterlik, ek dink haar phoneboek was net Lizon die heeltyd. Ek het haar oor alles gebel. Sy was my klankbord geweest. Ek het oor grootste nonsens ook gebel. Ja. Dan wil ek net chat. Ek wil net met iemand praat. Jy wil net weet sy's daar. So, en toe sy nou oorlede is, toe's daai leemte nou daar. En wat sonder dat ek bewus was van dit, het ek dit nou geskuif op my man. Ja. So nou het ek my man gebel 100 keer op 'n dag en En ek kan net dink wat Christof gesê het is, Lizon, ek is besig. ja. Ek is besig.
ek het 'n werk, ek het verantwoordelikhede. Want nou bel jy, nou dink hy dis nood. Maar eintlik wil jy net chat. Ja, ek wil nonsens praat. Jy wil net met hom chat, want dit is wat jy met jou ma gedoen het. Ja. Jy soek iemand om haar te vervang op 'n foon. Ja. Maar hy het nie nou die tyd en kapasiteit om met jou te praat nie, want hy sit in 'n werk. Ja. Maar op daai moet ek nie so daaraan gedink het. Nee, jy het nie. Ek dink dit is baie keer wat ons doen, is dat wanneer jy daai persoon in jou lewe vir wie jy so wat jou laat veilig voel het. Jy sal hulle nooit kan vervang nie, maar met jou man, byvoorbeeld nou, Christoph het nie, hy's 'n besige man, hy het nie nou die kapasiteit om met jou te praat nie. Maar die oomblik as hy die foon sien, jy's swanger, jy het 'n kind, dan dink hy, dit gaan oor die kinders, of jy is, en dan is dit soos, okay Lizon, weet jy, ek het nie nou die tyd nie, ons kan nie nou praat nie, ons kan wag vir die huis. En hoe het jy aangepas daarmee? Want skielik moes jy besef dat, weet jy wat, ek kan nie my man 24 uur bel nie. Dit moes vir jou nogal moeilik gewees het. Dis nog steeds. Ja. Ek moet baie keer, ek het my ma gebel en vra ek chocolate of vanilla koek. So sulke goed. Nonsens. So ek moet baie keer nog steeds, dan wil ek hom bel en dink ek, nee, maak self jou besluit. Ja. En dit is vir my moeilik, want ek is al letterlik die hele dag met hom op die selfoon sit. Ja. Net om, ek wil hê jy moet weet waar ek is, met wie ek praat, wat ek doen, alles. Sure. So dit was vir my, dit is nog steeds vir my 'n groot aanpassing. As daar nou iets by die skole gebeur, hy is in die finansiële rigting. Hy is definitief wyser wat geld aanbetref as wat ek is. Ek sê mos ek moet nie eintlik 'n besigheid hardloop nie, want ek is te emosioneel betrokke. Maar so ja, dit is nog steeds vir my baie baie uitdagend om nie sommer net op die foon te klim en vir hom te bel en te sê chocolate of vanilla koek. Ja, so goed, die tweede enetjie is gebore. Julle lewe het nou weer aangegaan, opgewonde en alles. Toe hoor jy's weer swanger. Ja. Nie lank nou nie. Hoe lank na die tweede een? Hulle verskil 17 maande. Die tweede en die derde een verskil 17 maande. So is bietjie langer, Okay. maar is maar nog steeds. Maar my man het gesê hy wil sy 3 kinders hê voor 40, of hy wil sy kinders hê voor 40. Want hy is 7 jaar ouer as wat ek is. Okay. So ons moes nou maar, ons het nou nie, tyd was nou nie aan ons kant gewees nie. Ja. Maar ek's fyn daarmee. Soos ons is mos gemaak, ons vrouens is mos gemaak om Te kan cope, nee? Ja. Ons moet cope. So jy het 3 kinders, Ja. jy het 3 babas, as ek sê babas praat ek van jou skole. So alles werk by jou in 3. Nee? Genade, ek 3. Nee. Ons hou dit net by 3. Nee, ek wil baie graag nog eenetjie hê, nog 'n babietjie hê. Hoe voel Christoph Maar nie nog daaroor? 'n skool nie. Hoe voel Christoph Nee, hy daaroor? wil nie. Okay. Ek voel ons is klaar outnumbered, ons kan net maar gaan vir die 4 en almal sê die 4 is makliker as die 3 en so. Okay. Ja. Okay, maar Lizon, 'n vraag wat ek nou vir jou wil vra is dat jy praat nou so oor jou ma wat jou alles was en goed, maar waar het jou pa ingepas? Ek kry 'n gevoel dat jou pa jy het nie, ek dink nie jy het toegelaat dat hy moet inpas nie. Ek dink daar was tyd. Ja, ek het hom nie die tyd gegee om dit te doen nie. Ek dink die feit dat toe ek nou klein was en hiperaktief was en my pa kon dit glad nie hanteer nie. Glad nie. As ek so meltdowns gehad het, dat hy uit die huis uitgeloop. Hy het soos dan hy by mense gaan kuier. Hy kon eenvoudig nie cope met dit nie. En dis nie noodwendig verkeerd nie. Ja. Ek dink nie die hulpbronne was in die verlede dae om die ouers te guide oor hoe om dit te hanteer nie. Jy het nie sommer net na 'n kindersielkundige toe gegaan vir raad en goeders nie. Waar nou is dit baie meer algemeen. So die band wat ek met my ma gebou het, want sy was maar net daar vir my. Sy moes daar gewees het vir my, want anders wie was daar vir my? Ja. As my ma nie daar was nie, dan het ek niemand gehad nie. So my pa en my broer was weer close en ek en my ma was weer close gewees. Maar ek moet sê van my ma oorlede is het dit drasties verander. Ek wil amper sê hy's meer emosioneel daar. Hy sal baie meer gereeld vir my druk en vir my sê ek's lief vir jou en ek's trots op jou en
mooi so en dit het ek nie gehad nie, maar my ma het dit vir my gegee. So ek het nie gevoel ek lek dit nie, want my ma het vir my 'n oorgawe gegee. Ja. Sy het eintlik namens hulle Sy altyd het vir jou opgemaak vir wat ek nie by my pa. So nou wat ek getroud is en ek het 'n man wat verskriklik hands-on is met my kinders, besef ek eintlik wat ek nie gehad het nie. Maar ek sal nie sê dit define wie ek is vandag nie. Ja, ek wens ons het meer goed saam gedoen en my pa was wel daar. As ek squash gespeel het, was my pa daar vir my. Soos ek het geweet ek kan altyd op my pa se knoppie druk. My ouers het altyd my sport kom kyk. So ek sal nie sê dit is moeilik in die opsig van ek het my pa nie die gap gegee om daar te wees soos my ma daar was vir my nie. Ja. So dis nie dat hy iets verkeerd gedoen het nie. Dit is net en nou wat my ma nie daar is nie, het hy obviously gevoel maar nou kan hy weer my nader en ja, so ons het definitief 'n baie closer band nou. Die lewe is net baie gejaag, so ons sien mekaar nie so baie nie, alhoewel ons letterlik 10 km van mekaar af bly. Ja. Maar ja, so maar ons verhouding, my pa is baie lief vir sy kleinkinders, baie lief vir sy kleinkinders. Kyk, hulle mag alles doen wat ons nie mag gedoen het nie. So sê vir my, as jy hoe hanteer jy 'n huishouding van 3 en 'n besigheid, want jy het 3 verskillende skooltjies. Hoe hanteer jy dit? Hoe hou jy al daai balle? Want natuurlik het jou kinders nog naskoolse aktiwiteite, jy's 'n hoof, jy het personeel wat jy moet uitsorteer. Ek sê altyd, ons sukkel nie met ons kinders nie, maar ons sukkel wel met ons personeel, want hulle is ons grootste uitdaging op die ou, want hulle het ook gesinne. Ja. En hulle raak ook siek. As 'n kind by die skool siek raak, is dit sy ma of sy pa bly by hom of daar's iemand wat na hulle kyk. Maar wanneer 'n personeellid siek raak, beteken dit daar's iemand minder in die skool vandag. Ja. So, hoe hanteer jy dit alles? Hoe hou jy al daai balle in die lug van ma wees, entrepreneur wees, eienaar wees van 3 skole? En dan moet jy nog 'n vrou wees vir jou man. Ek weet nie. ek weet eerlikwaar nie. Ek weet nie. Mense vra dit baie vir my en as ek sê dis vir my so die norm dat ek ken nie iets anders nie. So ek het by die 3 skole het ek ongelooflike goeie bestuurders. Ek dink as ek nou moet verdwyn vir 'n maand, dan gaan die 3 skole aan. En dit is lekker. Ja. Dit is die lekker deel daarvan is van jy kan jou mense vertrou wat in jou skool is. 100%. Ek het vanoggend ook met iemand gepraat en sê ek, weet jy wat, as daai persoon nie meer daar is nie, moet alles net kan aangaan. Ja. En ek dink dit is die mooi deel van jou is dat jy maak hulle betrokke vir wanneer jy nie daar is nie. Dat hulle die bestuur kan weet wat om te doen. Yes. En dit is wat vir my mooi is van jou bestuurswyse hoe jy jou dinge in bestuur. Ek meen, ek was nou al by Puppies gewees in die Parel, in die beginstadium, toe jy klaskamer reggemaak het, toe ons daar was en hoe opgewonde jy was, en ek kon sien met wat 'n passie jy dit doen. En dit is wat mooi is. En dan wil enige iemand, jy's 'n streng maar ferm persoon. Jy's regverdig. En dit is wat ek baie opgetel het. Jy gaan nie vir iemand onregverdig hanteer nie. Jy sal eers luister na hulle storie. Maar iets wat vir my nou baie belangrik is, en ek dink wat ek graag wil weet is, hoe het jy vir jouself geleer dat ek is nie meer die enigste een wat kan reg wees nie? Ek dink nog steeds ek is die enigste een wat reg is. Nee, ek dink nie so nie. Ek dink jy het rustiger geraak daaroor, want ek weet eendag het jou ma net vir my gesê dat sy is so dankbaar dat jy iemand het wat ouer as jy is. Wat my daar kan hou. Ja, want sy sê iemand wat dieselfde ouderdom as jy is, gaan jy oorheers. Ja. 100%. En dit is so, is so.
Maar ek dink met Christof wat 7 jaar ouer is en so klein bietjie wyser is as jy, is dit die ek wil amper sê, is dit die wat is die woord? Maar dit is waar dit lekker connect met mekaar. Want hy's daarso, hy het sy opinie van hoe 'n ding moet wees, jy het jou opinie, maar aan die einde van die dag dink ek tog, kom julle by 'n punt uit, waar julle ooreenstem, en jy sê, weet jy wat, ek stem so. Ja, ek het definitief ek het nou gejoke oor, maar ek het definitief geleer al dat ek kan nie altyd in beheer wees nie. Byvoorbeeld met die 3 skole nou, dis ek bestuurders aangestel het. Want ek kan nie oral wees nie. En die belangrikste op die einde is, vir almal is hulle kinders. Ja. So ek weet, dit is dalk nou nie altyd die beste ding om te sê nie, maar my kinders kom eerste, ongeag wat. Ja. En ja, ek weet ek het besighede wat ek hardloop, maar daar is bestuurders wat situasies kan hanteer as daar issues kom. So ek het definitief al baie oorgegee in terme van nie daaglikse besluite maak nie, menus uitwerk nie. En ek is ek's 'n perfeksionis. So die juffrouens lag altyd vir my want ek sal letterlik na die mure toe gaan en papiere van die mure afhaal as dit nie reg geknip is nie. Want ek voel jy doen die ding reg of jy doen dit glad nie. En ek dink sulke goed sê ook baie van 'n mens soos Ja. Wie jy is. Ja. So ek het definitief in daai opsig, maar as ek nou dink aan my huwelik, het ek eintlik eers 3 weke terug Ons gaan nou daar kom, ja. vol beheer afgegee. Ja. So op daai noot, net so voor ons klaarmaak, ek weet toe ek en jy net so 'n week terug 'n lekker incheck met mekaar gehad het, om jou net so 'n bietjie gemaklik te laat voel oor alles, het jy met my gedeel oor die skielike verandering in Lizaan Fourie, van sweetpak na hierdie ongelooflike mooi drag wat jy vandag aan het. En jy het ook vir my vertel, dit het gebeur by 'n vroue event waar jy was, maar alles het op daai dag verkeerd geloop en teen jou gedraai. Ja. So, as jy vir ons in kort net kan vertel, wat het 3 weke terug met Lizaan Fourie gebeur? Ek het eintlik so 'n week voor die 3 weke terug ding ek wou al 'n hele tyd lank gaan na image consultant toe, net om vir my so 'n bietjie raad te gee, want ek het nou nie die perfekte lyfie, nê, wat ons almal graag wil hê nie. So ek wil weet, watse tipe klere moet ek aantrek wat by my liggaamsbou gaan pas? Okay. Ek wil nie aantrek en dan lyk ek dalk nou soos 'n slonsie nie, want ek wil so af en toe mooi aantrek. En toe gaan ek nou maar all out en die vrou, ek sê toe, dis die haarstyl en die klere en ek meen, ek was van matriek af blond en blond. So dit was 'n groot aanpassing in die huwelik. Lang hare. Ja, lang hare. En so dis eintlik waar dit begin het. En toe het sy my hele klerekas kom uitgooi. Sy's regtig amazing. Sy het my hele klerekas basies kom uitgooi en gesê dit gaan werk, dit gaan nie werk nie. En toe op 'n goeie manier. En toe het sy saam met my winkels toe Ek gegaan. kan nogal dink, nou staan sy daar voor jou kas en sê, Lizaan, draai jy nog hierdie goed? As ek sê nee. Ja. Dit was baie goed wat ek gesê het en nee, dit pas seker nie eers meer nie. Maar toe het sy die Woensdag saam met my gegaan. Ek het die Maandag my hare gesny. Nee, ek lieg. Sy het die Maandag my kaste kom uitsorg, die Dinsdag my hare gesny, die Woensdag toe gaan doen ons shopping. So dit was nogal 'n intense week. Makeover. Ja, en toe daai Woensdag, toe 2 van my baie goeie vriendinne, die een het 'n restaurantjie, 'n gesondheidswinkel restaurant hier naby Virgin Active. En dan die ander ene, ja, dis regtig waar baie close vriendinne vir my, soos ek kan met hulle praat soos ek met my ma gepraat het. En hulle sê toe vir my, maar daar's 'n vroue aand daai Woensdag aand. En op pad huis toe, ek maak seker, ons ry die regte tyd uit die Kaap uit van Canal Walk af, dat ek betyds is, want my een vriendin tel my op by die huis. Sy reël met my, sy tel my 5:30 op. So ek maak seker, ek ry die regte tyd uit van Canal Walk af, dat ek nog tyd by die huis gaan hê, om gou net ander klere aan te trek. My hare, alles is klaar gedoen, ek moet net ander klere gaan aantrek. Ja, en ek sit agter trokke, en ek sit agter padwerke, en dit is trekkers, en daar's 3 geleenthede waar ek voel, ek gaan nou vir haar WhatsApp en vir sê, weet jy wat, gaan jy, as ek nou te laat is, dan gaan ek nou nie die vroue aand bywoon nie,
Maar as ek nou sien ek mag dit gaan 10 minute laat wees dan kom ek. Elke keer het daar iets opgeduik dat ek nie vir haar die boodskap gestuur het nie. Ek kan nie vir jou sê wat gebeur het nie, maar ek het nooit gekom tot die punt waar ek actually vir haar die boodskap gestuur het nie. So sy staan en wag toe nou by my huis vir my. En ons het toe nou so 'n bietjie later, heel wat later gereis. Ons het seker so 5 oor 6 daar aangekom, ons moes 6 uur daar gewees het. Maar toe is ons nou, daar was 'n pastoor, die Anay gewees en dis dalk nou net my gevoel, maar ander mense het dit ook opgetel. Maar die hele ek wil dit 'n sessie noem, het dit vir my gevoel sy kyk vir my. Soos daar's 'n sy voel aan iets is nie iewers is iets nie lekker nie. Ek moet gerewire word. En by een vriendin het dit opgetel en my ander vriendinnetjie se ma het dit opgetel dat sy daar's die hele tyd sy sal oogkontak maak met almal en dan as sy terugkom sê sy vir my soos kyk. En op pad na die plek toe het ek nog vir my vriendin gesê ek kan nie voor mense bid nie. Soos ek is glad nie gemaklik daarmee nie gaan hulle nou vir my verwag ek moet nou voor al hierdie mense bid. Sy sê nee, dis glad nie so nie. Maar hulle steek jou kop op. Ja, ja. En sy sê toe nee, hulle sal nie van jou verwag nie, maar sy mag dalk vir jou wil bid. Ek sê okay. So ek sê al klaar, baie skepties oor hierdie situasie. Ek meen ek het NG groot geword. So daar gekom nou kyk sy die hele tyd vir my en toe na die tyd toe roep hulle my en toe vra sy vir my. Maar sy het, wat vir my mooi was van die hele sessie is sy sal byvoorbeeld iets uit haar lewe uitneem en dit vertel en dan sal sy dit koppel aan iets uit die Bybel uit. So sy het heeltyd terugverwys na die Bybel toe. En so ek kon op baie goed kon ek gerelate want ons was net 'n klomp vrouens gewees, klomp ma's, maar ek dink meeste van ons was ma's. So ek kon relate met meeste van die goed. En toe sê ek of toe roep hulle my en sy kyk so vir my en sy sê vir my waarop vertrou ek die Here? En ek sê toe vir haar ek weet ek moet vir alles, maar dit is nie altyd so maklik nie. En toe kyk sy vir my so, toe sê sy vir my, hoe gaan met jou huwelik? Wow. En sy weet niks van jou nie. Niks. Sy ken my glad nie. Okay. Nou, ek gaan nou nie ek dink alle huwelike het maar sy ups and downs en het sy struikelblokke. So ek is 'n baie dominerende persoon. Ek hou van 'n beheer wees en ek dink dit is 'n baie groot probleem in my huwelik omdat ek so oordonderend kan oorkom. En ek kan ook nie as ek 'n projek afhandel dan nou net asemhaling. Ek gaan dan vir die volgende ene. Ja. Soos ek jaag net die volgende ding maar dit is my coping mechanism is om net meer en meer aan te vat. Dis al maniere hoe ek kan cope. En ek sê toe vir haar ek wil vir haar toe jok of vir haar sê maar nee, dit gaan goed. Maar ek het geweet sy gaan dwars deur my kyk. Ja. Of deur my sien. En ek sê toe vir haar nee, nie goed nie. Maar toe ek dit sê, toe begin die trane net soos loop. En dit loop. En ek het soos net geen beheer daaroor nie. En sy sê vir my, sy sê vir my, respekteer jy jou man? Suksies. Wil ek weer jok? Sê ja, natuurlik. Toe sê ek vir haar, nee, ek dink nie ek doen nie. En wat ek uit daai uitgevat het is die Bybel sê die man moet die laaste sê. So of jy saamstem met iets of nie, die man moet die finale sê in 'n huwelik. En daai sal by my bybly. So daar's baie keer wat ek nou goed wil gedoen het of iets wil gesê het of wil gekoop het en dan as ek vir hom vra dan sal hy sy opinie gee en dan wil ek vir hom sê maar ek sal dit nou doen en dan besef ek soos nee en nou snaaks genoeg nou sal ek baie keer die comment maak. Ek gaan dit nie doen nie want die Bybel sê die man het die laaste sê. So nou kom dit so half sarkasties oor, maar dis eintlik nie sarkasties, eintlik net 'n reminder vir myself van die man het die laaste sê. En ja, so het 'n klomp ander goedjies ook nog gepraat, maar daai was vir my daai het vir my uitgestaan want sy sê ook toe die Bybel sê as 'n vrou 'n man respekteer, sal hy 'n gesiene man in die dorp wees. Toe dink ek as ek nie my man respekteer nie, gaan hy nie wees nie. Ja. Dan gaan ander mense nie respek hê vir hom nie. So en hy is in 'n bestuursposisie by sy werk. So hoe beïnvloed dit sy werk? Want ek weet hy het ook maar soos enige ander besigheid ook maar hulle issues. Ja.
Maar ja, so daai gedeelte het ek inderdaad ek besef. Ek moet leer om te laat gaan. Dis nie maklik nie. Ek sukkel nog steeds en ek gaan nog baie lank sukkel. Ja, want onthou dit gebeur nie oornag nie, né? Ja. En nog 'n ding is liefdestaal. Sy sê sy moes byvoorbeeld sy het vir hoeveel jaar haar pa se liefdestaal gepraat. En toe sy trou, toe moes sy 'n ander liefdestaal aanleer. Dis nie iets wat natuurlik kom nie. Jy moet dit fisies aanleer. En dis iets wat ek moet aanleer. In my vorige huwelik het ek nie daai affection gehad nie. My man, dit is my man se liefdestaal. Hy hou van aanraking. En words of affirmation en goeie. So ek moet nou leer hoe om sy liefdestaal te praat. Ja. En Lizaan, ek dink ook jy moet leer om jouself lief te hê en te aanvaar vir wie jy is. Ja, dis nie maklik nie. Ja. Glad nie. Ja. Ek dink vandag se lewe mense is net Ja. brutal daar buite. Ja. Ek dink ek kyk nou net na die skole byvoorbeeld. Ouers besef nie, hulle sal iets vir jou sê en hulle sal nie besef wat die impak is wat ek het, soos ek net gesê het, ek is nie 'n besigheidspersoon nie. Ek is letterlik emosioneel invested in my besighede. As jy vir my vra oor geld, dan gaan ek vir jou sê jy kan maar verniet skool gaan die maand. Ja. Dit is hoe ek is. Maar dat mense loop boor jou. En ek dink dit is waar dit moeilik raak want jy voel altyd minderwaardig oor wat mense vir jou sê en wat mense teenoor jou doen. En daar probeer ek ook nou aan werk om te sê ek is genoeg. Ek is happy met hoe ek lyk. As ek nie happy is nie, kan net ek iets daaraan doen. Niemand anders kan dit vir my doen nie. Ja. So ek is in die proses om content te raak met myself, maar ek is nog nie naby aan dit nie. Ja. Maar small steps. Ja. Ja. Vertel vir ons net so kortliks, jy het 'n nuwe Facebook page begin en ek dink dit is ongelooflik. Dit is die rou Lizaan sonder make-up. Partykeer sit jy daar met 'n trui, partykeer sit jy in 'n sweatpak top. Dit is net Lizaan daar en ek gaan kyk dit gereeld en ek kan met baie van die goed wat jy daar oor praat vereenseldig, waaroor ek ook al deur gegaan het in my lewe. En vertel net vir ons so in 'n klein stukkie hoekom het jy hierdie spesifieke page begin en hoekom is sy naam wat sy naam is? Want dit is vir my verskriklik mooi. Okay, so die naam van die page is Still Becoming Me. Soos ek nou gesê, dis maar 'n proses. Ek is nog nie naaste by waar ek moet wees nie. En of ek ooit daar gaan uitkom, ek weet nie. Ek dink dit is 'n proses. Ja. En al is dit personal journey. Ja, so ek het al hierdie prentjies in my kop gehad van ek wil nou 'n voice-over doen met 'n klomp fotootjies. So dink ek maar dit gaan nie noodwendig sê wat ek wil sê nie. So ek verkies liewer om te sit en te gesels, al is dit nou 'n 4 minute klip, om te gesels oor iets wat daai week byvoorbeeld uitgestaan het, maar wat ek wel ook besef het is, daar gebeur eintlik elke dag iets, soos my senuwees vandag, om die podcast te kom doen. En ek moes eintlik net 'n live, of 'n video gemaak het, voor ek nou hier ingekom het, en gesê het, partykeer is dit alright om nervous te wees, partykeer is dit alright om bang te wees, want wat jou nie uitdaag nie, gaan jou nie verander nie, dit moet jou uitdaag. Ja. So, met hierdie hele transformasie, met die klere en die goeders, het baie mense vir elke dag gevra, stuur gou jou outfit vir my. En later was ek soos, die hoeveelheid mense wat gevra het, stuur gou jou outfit vandag vir my. Toen ek, laat ek die page begin, en dit daarop sit. En ek is nou nog nie so aktief daarop nie, want dit is maar nog administrasie by, natuurlijk. en is tyd weg van my kinders af, want ek doen dit gewoonlik op 'n Sondag aand, of 'n Sondagmiddag. Maar ek wil dit meer maak dat, as daar nou iets gebeur, want dit is wanneer jy rou, as daar nou iets gebeur, dis wanneer jy rou is. Ja. En dis wanneer die emosie gaan deurkom. En dis wanneer mense gaan relate. So dit is my doel wat eventually is, om daai ding bietjie meer te streamline, dat as daar iets gebeur, dat ek in daai oomblik iets kan post, en kan sê, dit is hoe ek nou voel, want in daai oomblik kan iemand dalk dieselfde voel. Presies, ja. En ek voel, as daar net een persoon iets uit dit uit kan vat, dan het ek iets accomplished. Dan is ek content met myself. Oh, wow. Lizaan, ons gaan nou afeindig, maar as daar enige advies of raad is wat jy vandag vir enige jong meisie of
jong dame daar buite kan gee of selfs 'n mamma wat bang is om haar droom na te jaag, wat sal daai raad wees? Ek dink mens moet ongeag jou geskiedenis of jou situasie waarin jy is, dit define jou nie. Dit maak nie die persoon wie jy is nie. Ek dink my geskiedenis het my dalk so bietjie gevorm, maar dit is nie, ek is nie 'n gebroke mens as gevolg van my geskiedenis nie. Ek dink is baie keer 'n keuse wat jy het. So staan op. As jy in die oggend nie wil opstaan nie, dit was my laaste video ook. As jy op 'n maandagooggend voel, kan nie die week, kan nie. Staan net op. Show up. Dit is die belangrikste ding. Maak nie saak wat voor jou lê nie. Show up. Want as jy net eers daar kom, ek het nou opgestaan, dan lyk die ding weer anders, as wat dit gelyk het 5 minute terug. So ek dink daai is die grootste ding is, just show up. Wow. Get up and show up. Baie dankie. Ek dink dit is iets wat ons almal met ons kan saamvat. Val ek ook. Dit is nou vir my baie mooi gewees. Lisanne, baie dankie dat jy by Conversations That Matters kom kuier het vandag en dit was vir my lekker om met jou te gesels. Ons wens jou net voorspoed toe op jou pad vorentoe, op jou journey waarop jy tans is. Ek sien uit om te sien waantoe hierdie pad vir jou lei. En ons wag maar om te hoor of daar nog 'n Pinkfoot gaan kom. Maar baie dankie dat jy by ons kom kuier het vandag en ons wens jou sterkte toe met al drie jou skooltjies en jou huwelik en ook jou persoonlike journey waarop jy tans is. Baie dankie. Dit was Conversations That Matters met Charlene Elliott.